Goeiemôre gemeente en welkom by die videopreek hier op die 5de Januarie. O God, U gee U beslissing aan die koning, U geregtigheid aan die seun van die koning. Mag hy U volk met geregtigheid oordeel, U magteloses met billikheid. Mag die berge vrede bring vir die volk en die heuwels geregtigheid. Hy sal die magteloses van die volk se regte hand af, die kinders van behoeftiges verlos, maar onderdrukkers verpletter. Hulle sal vir U onsag hê, solank die son en maan nog daar is, vir geslagte lank. Mag die koning wees soos reën wat neerdal op 'n gesnyde grasveld, soos reënbuie wat die aarde deurweek. In sy tyd sal regverdiges floreer. Daar sal vrede en oorvloed wees, tot die maan nie meer daar is nie. Die woorde van Psalm 72. Vriende, geliefdes, genade en vrede van julle vanoggend, van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vanoggend se teks kom uit Jesaja 60 vers 1 tot 6. As julle saam met my sal volg, maar dit gaan ook hier op die skerm wees. Jesaja 60 vers 1 tot 6. Voordat ons daarmee begin, kom ons sluit die oë en maak die harte reg. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. O Here, ons God, hier waar ons nou na U woord gaan luister, maak ons harte oop om ontvanklik vir U te wees. Spreek Here, U kinders luister. Amen. Ek lees vir ons voor Jesaja 60 uit die 2020 vertaling uit. Staan op, laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ja, kyk, donkerte bedek die aarde en diepe duisternis die volke, maar oor jou skyn die Here en oor jou word sy heerlikheid sigbaar. Nasies sal na jou lig trek en konings na die helder lig van jou sonsopkoms. Kyk om jou rond en neem waar. Hulle almal kom byeen. Hulle kom na jou toe. Jou seuns van ver af kom hulle aan en jou dogters op die heup word hulle gedra. Dan sal jy sien en jy sal straal. Jou hart sal vinniger klop, ruim word, want die see se oorvloed sal by jou uitgestort word en die nasies se rykdom sal na jou toe kom. 'n Magdom kamele sal jou oordek, jong kamele uit Midian en Eva, almal uit Skeba sal kom, goud en wierook sal hulle dra. Die goeie nuus van die Here se lofwaardige dade sal hulle verkondig. Ons lees tot daartoe vandag die woord van die Here. Amen. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwaters. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. Die woorde van Genesis 1 sien ons, die kosmos het in lig begin. En hierdie is dalk iets kontroversieel, maar iets wat vir my ook troos gee, is dat selfs wetenskaplikes kan saamstem daarmee, dat die aarde met lig begin het, terug by die Big Bang of die oerknal al. Almal stem saam, daar was lig, en dit was goed. Die heelal is gebore, toe die lig in diep duisternis geflits het. Uit God se eerste lig het daar uiteindelik lewe gekom.
Koolstof en suurstof, die dinge wat ons nodig het om te kan lewe, dit is nie al heel aan die begin by die oerkaal geskep nie, maar het later eers gekom deur sterre. Hierdie vroeë sterre was massief en het 'n kort lewensduur gehad. Wanneer hulle dan met 'n groot knal gesterf het, versprei die elemente wat hulle produseer, koolstof en suurstof, reg deur die heelal. So word daar nie net nuwe sterre gemaak nie, maar ook nuwe planete en onder andere die aarde met net die regte kondisies vir lewe. Genesis vertel vir ons dat God die mens uit stof gevorm het. En ons kan sien deur wetenskap dat soortgelyke stories vertel word. Die mens in die wêreld wat ons bewoon, is deur God geskape uit stof. Uit die stof van lank gestorwe sterre. Mens is geskep in die beeld van God as sterrestofwesens. Ook die tema van ons preek vandag. Die mens is geskep in die beeld van God as sterrestofwesens, wat ons eie glans en lig saamdra, deur die asem van ons Skepper, wat in ons ingeasem is. Maar dit was nie baie lank, toe die donker begin heers het nie. Sonde, pyn en lyding. Ons vind Jesaja 60, wat ons vandag gelees het, in 'n deel van die boek van Jesaja, wat eintlik oorheersend pessimisties is, wat frustrerend is, wat eintlik moeilik is om te lees. Jerusalem, die stad, die sy wat hiervan gepraat word, Jerusalem waarmee God hier praat, sy is gebroke. Sy sit tussen die ruïnes van haar vorige glorie. Sy sit in 'n ashoop en treur oor haar kinders wat in ballingskap weggevoer is. Dit voel nie asof daar lig aan die einde van haar tonnel is nie, maar eerder asof donkerte oorheers. Asof daar nooit weer lig sal wees nie. Haar krag is op. Haar toekomsplanne is in skerwe. Miskien voel jy ook aan die begin van die nuwe jaar so. Ag, dit is tog net nog 'n nuwe jaar. Ag, ek dra al verlede jaar se probleme saam met my. Wat beteken 'n nuwe jaar tog nou vir my? Maar ten spyte van daai donker, daai frustrasie, daai pessimisme wat ons sien, begin Jesaja 60 met die volgende woorde. Staan op en laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom en die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Waar Jerusalem op 'n ashoop lê en treur, sê God, staan op en skyn. En God beveel nie net dit nie. Die opdrag om te staan gaan saam met die krag wat dit vat om te kan opstaan, om hierdie bevel te kan vervul wat die Here vir haar gee. Op haar eie sou Jerusalem nie self hierdie krag gehad het om te kan opstaan nie. Om te kan opstaan uit hierdie ellende wat sy ervaar nie. Dit is God wat haar die krag gee, wat haar in staat stel om te kan opstaan. Waar kom hierdie krag vandaan? Waar kom ons krag vandaan? In die wete dat God mens geword het en op die aarde tussen ons geloop het. Hy bring lig in ons digte duisternis. Daar is hoop vir 'n donker wêreld, want die lig het gekom en die heerlikheid van die Here het oor die wêreld opgekom. Dis 'n nuwe jaar, maar ons vier ook 'n nuwe kerkseisoen in die kerkjaar. Vandag vier ons hier die begin van Epifanie. Hierdie tyd is die tyd van die jaar wat ons nadink oor Jesus se menswording en ook as 'n sigbare teken dat God teenwoordig in die wêreld is. Ons fokus in hierdie tyd op Jesus se lewe van sy kinderdae tot net voor sy lyding begin het.
Nou, in sommige kerktradisies begin Epifanie 12 dae na Kersfees op die 6de Januarie met die herdenking van die koms van die wyse manne wat die ster gevolg het na Bethlehem toe. En dan word dit tradisioneel Matteus 2 ook gelees en ek gaan hom ook vir ons nou lees. Matteus 2 van vers 1 tot 12 af. Jesus is in Bethlehem, Judea gebore, in die dae van koning Herodes. En kyk, daar het sterrekenners uit die ooste in Jerusalem aangekom. Hulle het gevra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien, en ons het gekom om eer aan hom te bewys. Toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld, en die hele Jerusalem saam met hom. En nadat hy al die priesterleiers en skrifkenners uit die volk bymekaar geroep het, het hy by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Hulle het vir hom gesê, in Bethlehem, Judea, want so staan daar deur die profeet geskryf, en jy, Bethlehem, in die grondgebied van Juda, jy is glad nie die geringste onder die gereggeleerdes van Judea nie, want uit jou sal daar 'n leier kom, wat my volk Israel as herder sal lei. Daarop het Herodes die sterrekenners in die geheim ontbied, noukeurig by hulle navraag gedoen oor wanneer die ster verskyn het, en hulle toe na Bethlehem gestuur met die opdrag. Gaan vind noukeurig alles oor die kindjie uit, en wanneer julle hom gekry het, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en aan hom eer bewys. Nadat hulle gehoor het wat die koning sê, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, het voor hulle uitbeweeg, totdat dit tot stilstand gekom het, reg oor die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, het hulle 'n onbeskryflike groot vreugde ervaar. Nadat hulle die huis binnegegaan het, het hulle die kindjie by Maria sy moeder gesien en neergekniel en aan hom eer bewys. Toe het hulle skatte oopgemaak en vir hom geskenke aangebied, goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n waarskuwing van God ontvang het, om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad langs na hulle land teruggegaan. Die Bethlehemster herinner ons daaraan dat Jesus die koning van die hele wêreld is en sy koms lig vir die nasies gebring het. En teen die tyd van Matteus van die Nuwe Testament, toe Matteus 2 aangebreek het, begin sien ons die eerste 'n wenk van die vervulling van Jesaja se woorde. In die Kersverhaal sien ons hoe vreemdes uit ander volke uit 'n ster volg. Nasies sal na jou trek en konings na die helder lig van jou sonopkoms, sê Jesaja vir ons. En die beeld van kamele van ver wat goud en wierook dra, is ook nie vir ons vreemd nie. Goud en wierook sal hulle dra, die goeie nuus van die Here se lofwaardige dade sal hulle verkondig. Jesaja 60 vers 6. God se beloftes word vervul in hierdie kind. Jesaja 60 wys vir ons hoekom Matteus 2 vra vir wêreldwye viering en diep nadenke. Die koning van die Jode is die lig vir die wêreld. Immanuel, God met ons, bring lig in plekke van ons duisternis en wanhoop. Ons word herinner dat ongeag hoe donker, hoe troosteloos ons lewens mag voel, dat daar weer lig in die donker ingebreek het. En daarom kan ons aangemoedig word om op te staan en te skyn. En Jesaja sê alle nasies sal aangetrokke word tot jou lig. Dit is die heerlikheid van die Here wat oor ons en in ons skyn. En omdat God oor ons skyn, kan ons self ook skyn. Soos 'n refleksie. Ons reflekteer God se lig. Maar tog sê Jesaja ook nie dat die nasies die helderheid van die lig wat van God afkom sal weerkaats nie. Hy sê die nasies sal na die heerlikheid van jou lig kom. Dis meer as net 'n refleksie, want
'n refleksie het nie veel substansie van sy eie nie. Die maan wat die lig van die son weerkaats, gee nie daai hitte vir ons nie. Dit is 'n lig of 'n weerglaatsende glorie vanaf die Here. En hierdie glorie van God is so kragtig en heilig, dat 'n mens wat in hierdie lig loop, nie anders kan as om daarin vasgevang en getransformeer te word nie. Dit is meer as net 'n refleksie, dit is 'n transformerende refleksie, 'n transformerende lig, wat ons in staat stel om ook self daai lig te kan uitskyn. En so kan ons in ons eie reg ook skyn soos die sterre wat ons is. Soos matrose wat gelei word deur die lig van 'n vuurtoring om die gevare in die pad, so sal nasies wandel in die lig wat van Jerusalem afkom. Maar dit beteken ook dat ons reg moet wees vir die mense wat hierdie lig aanlok. Israel moes vrede maak met die feit dat hierdie lig veel meer gaan lok as net mense wat soos hulle lyk, optree en dink. Epifanie beteken ook manifestasie. En as ons die woord manifestasie Google, kry ons die definisie, 'n daad of proses van iets wat sigbaar of tasbaar geword het. Die openbaring of materialisering van 'n idee, 'n gevoel of konsep in 'n fisiese of waarneembare vorm. Met ander woorde, dit het reg geword, dat dit iets is wat gedoen word, gevoel kan word, gesien kan word. Vir ons beteken dit om soos Israel reg te wees, om almal te verwelkom. Nie net te sit nie, maar te verwelkom, dit te doen. Almal wat aangelok word deur hierdie lig. Om almal ongeag wie hulle is, hoe hulle lyk, hoe hulle dink, te hanteer soos wat ons self hanteer wil word. Ons gee omdat daar uit genade so baie aan ons gegee word. En in die Epifanie dink ons aan die maniere wat ons lig, hierdie genade en die koninkryk kan laat manifesteer in die wêreld. Die Here sê so duidelik vir ons, staan op en laat jou lig skyn. Wees deel van die herstel van Jerusalem. Help bou aan die koninkryk van God. Dryf deur jou dade die donker in die wêreld weg. Dink so 'n bietjie na, hoe lyk dit vir jou in 2025? Hoe lyk dit wanneer ons lig manifesteer in 'n donker wêreld? Geliefdes, staan op en skyn soos 'n kers op 'n maatemmer, soos 'n stad wat op 'n heuwel gebou is. Skyn met die glans van verlossing, met die glans van die opgestane Christus. Wanneer ons skyn van God se genade en teenwoordigheid teen die donker, dan sal ons sien hoe die nasies oral oor die wêreld aangelok word. Dan sit ons die werk van die Jerusalemster voort, waarin die eerste Epifanie, daar 3 wyse manne van ver gelok is na die Jesuskind. En die goeie nuus is, daardie 3 wyse manne het reeds al gegroei. Oor die jare heen het dit gegroei na biljoene mense reg oor die wêreld, vanuit alle stamme, tale, nasies en volke. Almal wat na die kind gekom het. En hierdie werk word steeds deur ons voortgesit in 'n wêreld wat voel asof dit al donkerder word. Wat beteken dit as ons sê, ons is God se ligdraers? Dit beteken ons droom saam met Jesaja oor 'n wêreld wat heel is. Een waar daar geen donker is nie, waar seuns en dogters huis toe kom, waar verhoudings herstel word, waar daar geen donker van sonde op ons is nie. Maar dit beteken ook, ons sit nie net in droom saam met Jesaja nie. Nee, ons staan op en ons doen dit. Al is dit net ons resolusie vir die jaar, om in een persoon se donkerte 'n ster te wees,
wat helder skyn, dan is ons besig om aan die koninkryk te bou. Liewe gemeente, geliefdes, staan op, wees ligdraers in 2025. Laat jou lig skyn, helder skyn, want jy is 'n sterrestofkind. Amen. Kom ons sluit die oë en bid saam. O Here, onse God, Vader, Seun en Gees. Dankie dat ons kan hoor, Here, dat ons so spesiaal geskape is, Here, uit die eie hande uit, Here, en dat ons daai lig van U in ons dra, Here, dat ons sterre is wat helder blink, Here, al voel dit nie altyd vir ons so nie. Here, waar ons baie keer voel asof ons lig bietjie dof word, vra ons, stap met ons, hou ons hand vas, Here, en help ons, gee ons die krag en die energie om op te kan staan, Here, en helder vir die nasies te kan skyn, Here. Hierdie gaan ons nie reg kry uit ons eie uit nie, Here, maar slegs wanneer ons in U pad stap, Here. En dit is wat ons nou ook vra, Here, in hierdie nuwe jaar. Stap saam met ons, Here. Help ons om die donker te verspel, Here, in hierdie nuwe jaar. Help ons om 'n lig vir die nasies te wees, Here. Help ons om U koninkryk te bou, Here. Ons gee onsself oor om U hande en U voete in die wêreld te wees in hierdie nuwe jaar, Here. Manifesteer die koninkryk in ons. Wees by ons, hou ons vas, Here. En waar dit dalk mag voel asof ons in donker omhul is, Here, stuur ook vir ons 'n ster om 'n lig in ons donker te wees, Here. En mag ons ook hierdie jaar onthou om vir mekaar sterre te wees. Here, in die heilige naam vra ons hierdie. Amen. Liewe gemeente, ek groet julle met 'n seën. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy gesig na jou toe oplig en aan jou in die nuwe jaar vrede, blywende vrede gee. Amen. Voorspoedige 2025 en mag dit 'n bitter geseënde jaar vir elkeen van julle wees. Amen.